veld kom dit wyd gesweer. Die lied van 'n volk se ontwaking, wat harte laat sidder en beef. Ek smoeg vir die vrese waarmee ons moet lewe, vir guns en vir moord en vir ryk. Ek smoeg vir die bad news, vir Zuma en sy views, van naams op TV moet kyk. Dat julle hier is Wil vandag nie meer hoor hoe ons tieners begrawe, om vir niemand besteed. hierdie mense te herdenk en die mense wie se name ek nie gelees het nie. Ek het nou net 12 maande se name gelees. Ek sal julle hier hou tot môre as ek al die name moet lees wat ek het. So ek het besluit om van Oktober af te lees en dit is eintlik hartseer. Ek is dankbaar dat julle hier is, al is dit ek wat hier bo staan. Ek is niemand se leier nie. Ek is 'n doodgewone, bitter bekommerde boer. Dis wat ek is. En as een doodgewone, bitter bekommerde boer hierdie kan doen, kan jy en jy en jy en jy en jy ook iets doen. En ons sal jou ook ondersteun. Ons sal daar wees vir jou saak ook. Ek het gedink, dit gaan vir my maklik wees om deur daai lys te lees, want ek werk elke liewe dag van my lewe daarmee. Dis nie vir my maklik. 11 Oktober 2014, Red Oktober, Pretoria Kunsmuseum. Dit was die mees emosionele dag wat ek in my lewe beleef het. Red Oktober, Pretoria was nie 'n dag vir sissies nie. Dit is harde feite wat aan ons bekend gemaak is. Sonet, Sonet het 'n lys gelees van name van verlede jaar Oktober tot nou toe. Amper 2000 Suid-Afrikaners, so jonk as 16 jaar oud, wat hulle lewens verloor het deur barbare wat hulle vermoor het. Die hoogtepunt van die dag was die loslaat van duwe, waarvan ek ook 'n duif losgelaat het, vir 'n baie goeie vriend wat vermoor is. Pieter Pieterse, die akteur, kosskrywer en ek weet nie wat om te noem nie, komediant van Tities Baai, was 'n baie goeie vriend van my. En hy is vermoor vir 'n potjie kos. So barbaristiek as daar so 'n woord is. Dit was baie emosioneel om daai wit duif los te laat vir Pieter. Baie emosioneel. Om te sien hoe mense wit kruise neerlê by 'n bakkie, waarvan ek ook een was. Ek het ook 'n wit kruis daar neergelê, vir hulle wat gesterf het, aan die hand van barbare, sinnelose moorde. En dan die sing van die stem. Ek kan nie vir julle sê hoe dit gevoel het om tussen al daai mense te staan en na die stem te luister en die stem te sing nie. Dit was net ongelooflik. My seun se byna verdrinking, my ouers wat oorlede is, my sussie wat ons verlede jaar afgestaan het aan die dood. Baie dinge was hartseer en emosioneel. Maar ek glo nie ek kan vir enige iemand verduidelik of vertel hoe ek gevoel het toe ek tussen 300 plus mense gestaan het, wat geliefdes verloor het, wat hulde gebring het, wat trauma deurgemaak het, wat selfs midde in 'n aanranding was, en dit deur barbare wat daarop uit is
om ons blanke volk te vernietig en te vermoor en te verkrag, te beroof, seer te maak. Ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Ek het verlede Saterdag, die 11de Oktober, tussen die mense rondgeloop, daar op die plein by die Kunsmuseum in Pretoria, en ek het na stories geluister van mense wat geliefdes afgestaan het aan dood, aan die hand van barbare. Ek noem hulle barbare, want die Here alleen weet, daar is nie 'n ander manier om hulle te beskryf nie. Ek word gekruisig, ek word gestenig, ek word gevloek, omdat ek hulle barbare noem. Maar weet julle wat? As julle eers met daai mense gepraat het, as julle eers hulle stories gehoor het, sal julle verstaan hoekom ek dit sê. Hoekom 'n ou oom van 92 se hande vasbind en hom brand met 'n strykyster tot hy praat? Hoekom? Hoekom 'n vrou verkrag terwyl haar man sit en kyk? En hy kan niks doen nie, want hy word vasgehou deur barbare terwyl hulle besig is om haar te verkrag, te verniel, seer te maak. Hoekom? Ja, die trane loop, my trane loop vir my volk, vir my mense wat seer kry, vir ou mense wat seer kry, ou mensies wat die sagte teiken is, wat hulle self nie kan verdedig nie, boere wat onskuldig boer op 'n plaas, sodat die Malemas en die Jacob Zumas en die res van die volk, wat hulle self volk noem, kan pap eet elke dag. Dan word hulle seer gemaak, hulle word vermoor, hulle word vermink, hulle vrouens word vermink. Hoekom? Hulle gee apartheid die skuld. Wat die hel het apartheid daarmee te doen? Ek weet nie. Sonet Bridges lees vir ons 'n lys met name van mense wat vermoor is van verlede jaar Oktober tot nou Oktober toe. Amper 2000 mense. 2000, waarvan die jongste 14 jaar oud is en die oudste 92. Hoekom? Hoekom al hierdie sinnelose moorde? Ek staan op en ek praat, ek maak my mond oop en ek praat. Ek praat oor 'n straat wat vol gate is. Ek praat oor mense wat oor my muur klim en kom steel. Ek praat oor kinders wat nie meer godsdienst kan in die skool nie. En dan word ek stil gemaak en dan word vir my gesê, mevrou, ons gee aandag daaraan. Regtig? Ek glo nie. Dit maak my kwaad. Dit maak my kwaad om te dink dat my kleinkind, my klein seentjiekind wat 1 jaar oud is, oor 5 jaar moet skool toe gaan. Wat gaan hy daar leer? Hoe gaan hy 'n jong man word? Sal hy eendag kan trou en kinders hê? Ek weet nie. Ek pleit by God vir my land. Elke dag. Ek het Red Oktober beleef. Ek was daar. Ek het geluister. Ek het gehoor. Ek het aandag gegee. Ek is paraat. My 38 special lê langs my bed. Elke nag. Vandat ek in hierdie woonstel ingetrek het, elke nag. Florida in Rodepoort is een van die dorpe in Suid-Afrika met die hoogste inbraaksyfers. Hulle gee nie 'n hel om vir jou eiendom nie. Hulle gee nie om of jy jou hele lewe lank gewerk het om te kom waar jy vandag is nie. Solank hulle kan moor en steel en roof en verkrag en seermaak, dis wat vir hulle van belang is. En dit maak my kwaad, want ons land, Suid-Afrika, ons beautiful land, is in sy omdat ons regering nie omgee nie. Hulle wil hulle self verryk, hulle koffers en hulle sakke verryk, met Nkandlas, met Guptas,
terwyl ons blanke volk ons afwerk vir dit wat regtig saak maak, en dit is ons toekoms in ons land. Wat doen jy vir jou land? Sit jy agteroor en sê, laat Gods water maar oor Gods akker loop? Daar is mense wat bid en omgee. Dis tyd dat jy, meneer, mevrou, mejuffrou, whoever you are, wherever you are, it is time for you to start fighting this battle with those of us who care for our land, for our country, for our farmers, for our elderly people, for our children. It is time to wake up and smell the roses, and smell the coffee. Otherwise, it's going to be too late. Do you have fresh water every day? Do you have electricity? Do you have food on your table? Do you have a job? Are you being paid enough? Were you another statistic of affirmative action? Affirmative action. Reformative, yes, why? Because they don't care two hoots. All they want is for us, white people, to step aside and to let them do what they want. Are you going to tolerate it? If so, good luck to you. Because you've got a firm where you have people working for you and you are BEEEEE registered. Good. Thank you. But stand up, sir, madam, Mr., Mrs. Stand up and start fighting this battle with the rest of us who wants to make a difference, who wants to keep our South Africa the country that it is supposed to be. Like the Steve Hofmeyers and the Sunette Bridges. Steve sing die stem uit volle bors, dan word hy gekruisig. Hulle wil nie met hom praat nie. Jacaranda wil nie sy liedjies uitsaai nie. Hoekom? Want hy staan op vir sy volk. Sunette word gedaag voor die kommissies van allerhande name wat jy aan kan dink. Hoekom? Want sy staan op vir haar volk. Sunette, Steve, ek sal leer julle. Ek staan agter julle. Ek staan langs julle. Ek kan aanhou en aanhou en aanhou praat. Ek het 2 vriende aan die dood afgestaan aan die hand van barbare. Pieter Pieterse van Tietiesbaai was 'n goeie vriend van my. Andre Jansen van Vuren, 'n polisman reservis in George. Ek en Tisie, sy ma, loop al 'n pad saam vandat ek in standaard 9 was. 1976. Andre is vermoor. Hoekom? 'n sinnelose moord. 'n jong man wat nie eers 'n jaar getroud was nie. Dood. Hoekom? Ek vra jou vanaand, wat gaan jy doen om 'n verskil te maak in ons land? En Steve se liedjie? Oei. Nog erger. Hy sing dit met soveel oorgawe. Hy sing dit met soveel passie. Ons sal dit oorleef. Mag God gee dat ons land weer sal opstaan en dat ons dit sal oorleef. Daar's 'n land en 'n volk en 'n taal gedoen, met gebede en beskryd en bloed gekoop, wat weer en weer van sy knie af moet streef. Ons sal dit oorleef. Uit die kake van oormag, deur die vuur op ons weg, staan die engele by ons vroue en die kinders wat sterf. Elke grafsteen en standbeeld vir die wat bly leef. Ons sal dit oorleef. My hart klop op klokkie waar hy breek vir my vol. Voor die kakie kanon of die kinders se dol. Dit maak nie meer saak nie waar ons begin.
ons sal dit oorleef. Ek lig my oor tot die berge op. Waar sal my hulp nog vandaan kan kom? Ag my God, jou woorde lê deur my geweer. Ons sal dit oorleef. Ek staan vandag op jou plaas, o vriend. Daar hang stof oor die stilte, so ver ek kan sien, maar die geeste van gister sal môre herleef. Ons sal dit oorleef. Ons sal dit oorleef. Dankie o God vir die vermoë. Ons sal dit oorleef. Dankie o Here vir wat U my geleer het. Ons sal dit oorleef. En wat U vir my so gratis geskenk het. Ons sal dit oorleef. Vandag gee ek dit alles terug. Ons sal dit oorleef. Tot eer en verering van U naam. Ons sal dit oorleef. Die uitbou van die koninkryk. Ons sal dit oorleef. 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 Ons sal dit oorleef.